Die ryk en blywende geskiedenis van ons beesras. Die Drakensberger is volgens oorlewering die oudste inheemse beesras in Suid-Afrika. Die eerste geskrewe bewyse waar verwys word na die swart inheemse beeste van Suider-Afrika was in 1479, waar Vasco da Gama reeds aan die Kaap handel gedryf het. Alhoewel die Drakensberger Beestelersgenootskap eers in 1947 gestig is die Drakensberger waarvan ons weet al ontwikkel en veredel oor meer as 540 jaar. Alhoewel die doel van die joernaal nie is om die ryke geskiedenis van die ras te dokumenteer nie, sou so 'n bundel nie volledig wees sonder uittreksels uit die geskiedenis nie. Hier volg dus 'n bondige omskrywing van die geskiedenis van die Drakensberger. Artikels in hierdie joernaal is gepubliseer in of Afrikaans of Engels. Die artikels waarvan 'n vertaalde weergawe ook beskikbaar is, het 'n QR-kode wat verwys na die Drakensberger SA webblad waar dit aanlyn beskikbaar is. Die historiese geskiedenis van meeste oorspronklike beesrasse in die wêreld is in 'n sekere mate in misterie gehul. 1000 jaar en meer gelede, se mense het dit nie belangrik geag om oor diere enige aantekeninge te maak nie, want die diere was maar net eenvoudig daar en gebruik vir basiese behoeftes van vleis en melk. Uiteenlopende en onbevestigde aannames word dan ook deur geskiedskrywers gemaak oor waar en hoe die verskillende rasse, soos ons hulle vandag ken, ontstaan en ontwikkel het. Maar daar sal altyd sekere geheimenisse oor die verre verlede onbeantwoord bly. Die Drakensberger ras het eweneens 'n eie uiters merkwaardige geskiedenis wat ons in 3 tydvakke wil behandel. 1. Die historiese tydvak. Van der Stels 1500 tot 1679 of 99. Van Hottentotse bees tot Vaderlandse bees of Vaderlander. Die eerste geskrewe geskiedenis waarna die inheemse swart beeste van Suider-Afrika verwys word, is die van die bekende Spaanse seevader Vasco da Gama, wat reeds in 1479 met die Hottentotte handel gedryf het tydens sy seereise om die suidpunt van Afrika. Dit was byna 200 jaar voordat Jan van Riebeeck by die Kaap aangekom het. En nou wil die nie geskrewe geskiedenis dit hê dat Spaanse seevaders soos Vasco da Gama al aan die Hottentotte bulle van die Spaanse inheemse stuurvegtersrasse Navarra en of Brava geskenk het, en daarom dat hy geweet het waarom aan te doen in sy togte om die suidpunt van Afrika. Ondersteunend tot hierdie teorie is die feit dat die Drakensberger van vandag steeds baie sterk fenotipiese ooreenkomste met hierdie Spaanse rasse het. 'n ander belangrike feit is dat die inheemse swart beeste van daardie tyd net in die Kaap teenwoordig was en nie soos die Nguni later vanuit die noorde na die suide getrek het nie. Dit was dan ook die bees wat Jan van Riebeeck met sy koms aan die Kaap in 1652 hier gevind het en waarmee die eerste waans getrek en die eerste sooie grond bewerk was. Jan van Riebeeck skryf dat hierdie swart osse swaarder en sterker is as enige ander beeste en dat die koeie meer melk produseer. Sy voorkeur aan hierdie diere veroorsaak dat hulle so vermeerder en talryk word, dat toe Simon van der Stel in 1679 gouverneur word, na Jan van Riebeeck, hy hierdie diere as basis vir belasting gebruik het en 'n jaarlikse heffing per swart dier ingevorder het. Simon van der Stel het dan ook aanvanklik na hierdie diere verwys as die swart vlakhoringbees, wat onteenseglik 'n spesifieke identifikasie aan hierdie diere gegee het, en hulle was geskei van diere met ander fenotipiese eienskappe soos die langhoring. Simon van der Stel en sy seun Adrian was veeboere in murg en been, en kan beskou word as die eerste mense wat diereverbetering in hierdie land gedoen het. Hulle het 3 swart Groningenbulle dubbeldoelras uit Holland ingevoer om die inheemse swart Hottentotse of vlakhoringbeeste mee te verbeter. Watter persentasie invloed hierdie 3 bulle op die totale swart vroulike dierbevolking gehad het, was egter gering, want daar was reeds etlike duisend van hierdie swart koeie tot in die Kaapse Middellande gewees. Feit is dat die Groningenras wel 'n invloed op die geskiedenis van ons ras gehad het. Die Van der Stels was egter oortuig dat hierdie oefening suksesvol was en het hulle nou aan hierdie beeste die naam Vaderlander gegee. Vaderlander om 2 redes. 1. Die Groningenras was van Holland wat hulle vaderland was, en 2. Omdat hulle 'n ras vir hul nuwe vaderland geskep of dan geteel het. Die Van der Stels was dus nie net verantwoordelik vir die vestiging van die Drakensberger wat ons vandag ken nie, hulle kan ook as die grondleggers van die Afrikaner van vandag beskou word.
Hulle het die sogenaamde inheemse langhoring met ander rasse kombineer, geselekteer vir die langhoring en die rooi kleur en hierdie diere die Afrikaanse bees genoem, die Afrikaner van vandag. En hierdie belangrike stukkie geskiedenis weerlê dan ook enige bewering dat die Drakensberger uit 'n Afrikaner-Fries kruising ontstaan het. Inderwaarheid het die Drakensberger van vandag byna reeds as ras bestaan toe daar eers begin was om die Afrikaner te ontwikkel. 2. Die tweede tydvak 1700 tot 1947. Die Groot Trek, die oorlogsjare tot die erkenning van die ras in 1947. In die volgende 100 jaar nadat die Van der Stels beslag gegee het aan vaderlandse sowel as die Afrikaanse beesrasse, het al hoe meer blanke baanbrekers stelselmatig oor die tradisionele Kaapse distrikte se grens ooswaarts uitgebrei en het die diere se getalle daarmee saam vermenigvuldig. Onenigheid oor belasting, besitreg en die okkupasie van grond het in 1837 tot uitbarsting gekom en het 'n groot klomp boere die Kaapse grensdistrikte met hul swart spanne osse verlaat en het die Groot Trek, die onbekende binneland in begin. Hierdie trekkers het deur die Oos-Kaap en Natal na die binneland getrek tot in Memel in die Vrystaat en Wakkerstroom in die Oos-Transvaal. Soos wat hulle dieper die binneland ingetrek het boere hulle gevestig in plekke soos Graamsstad, Kokstad, Utrecht, Vryheid, Ladysmith, Newcastle, Melmot, Memel in die Oos-Vrystaat en Wakkerstroom in Oos-Transvaal. Name soos Breitenberg, Brink, Dupisani, Marits, Smits, Potgieter, Prinsloo, Retief, Spies, Van Rooyen, Du Plessis, Engelbreg, Jordaan, Kemp, Kloppe, Van Niekerk en Eis was trekkers wat net met vaderlanders getrek het. Hierdie tyd het ook 'n baie belangrike rol gespeel in die aanpasbaarheid en oorlewingsvermoë van die ras. Daar was nie dipstowwe of antibiotikas beskikbaar in daardie tye nie en diere wat siek geword het aan bosluis oordraagbare siektes het of gevrek of natuurlik oorleef. Groot getalle vaderlanders het in daardie tye in die slag gebly, maar die wat oorleef het die genetiese immuniteit aan hulle nageslag oorgedra en ons beskik vandag nog oor daardie unieke vermoë van die Drakensberger. Dit is dan ook een van die redes waarom ons jaloers moet waak oor die behoud van die suiwerheid van ons ras. Hierdie natuurlike weerstand teen bosluis oordraagbare siektes was dan ook die rede dat in die tydperk 1840 tot 1898 die vaderlanders in getalle ver meer was as ander rasse wat inderwaarheid heeltemal onttrek het van hierdie hoër siekte risikogebiede. In 1899 tot 1902 tydens die Boereoorlog verloor die vaderlande ras weer groot getalle diere as die Engelse soldate eenvoudig troppe diere doodskiet in hul strewe om die Afrikaner boere op hulle knieë te dwing. Gelukkig het verskeie boere hulle diere in die byna onbegaanbare bos- en bergagtige dele van Natal, Oos-Vrystaat en Transvaal versteek en kon die ras weer stelselmatig vermeerder na die oorlog. Die grootste enkel terugslag wat die ras seker in sy stryd om oorlewing getref het, was die Beesverbeteringwet van 1934. Hierdie wet het nie die vaderlander as ras erken nie en net bulle van erkende Europese rasse was toegelaat. Boere het ook 'n subsidie van die staat gekry vir die aankoop van daardie bulle en vaderlander bulle, wat toe ook al as eisbeeste bekend was, is 'n muur kastreer. Duisende swart koeie was nou met uitheemse bulle gepaar en die nageslag was eenvoudig kruisings wat nie meer die eienskappe van die ras gedra het nie. Weereens was daar die pionierboere wat verseg het om hulle diere te laat kastreer en al het hulle vir die skyn Europese bulle ter wille van die vee-inspekteurs aangehou, hulle suiwer vaderlander bulle in die berge weggesteek en so die ras suiwer gehou. Op 7 Februarie 1947 konfronteer meneer M.J. Joey Eis, die departementele vee-inspekteur van Ermelo, ene meneer J.P. van der Merwe, om 'n vaderlandbul ingevolge die voorskrifte van die wet te kom inspekteer. Hy het geweet dat dit eintlik onwettig was om so 'n bul te hê, en sy voorwaarde was dat as sy bul swakker is as die Europese bul, sal hy self sy vaderlander bul kastreer, maar as die bul beter was, die bul goedgekeur moet word. Vandag weet ons dat Joey Eis se bul Gryshoek Konfoes loshande geslaag het. Dit het 'n paar ander boere wat dieselfde moed aan die dag gelê het om hulle diere suiwer te hou, aangespoor om ook hulle bulle voor te bring vir keuring.
Gedurende April van 1947 word 'n departementele kommissie deur die minister van Landbou, advokaat J.G.N. Strauss, aangestel om die ras te ondersoek en in Oktober 1947 word die ras amptelik erken en toegelaat dat diere gekeur word volgens die standaarde wat die teelers self gestel het. 'n Totaal van 621, waarvan 13 bulle, word gekeur en op 7 November 1947 word die Drakensberger Beesteelersvereniging te midde van groot onmin gestig, met oom Joey Uys as eerste voorsitter. 3. Die derde tydvak 1949 tot op hede. Die basiese rede van onmin in die geleedere van die nuut gestigte Drakensberger Beesteelersvereniging was die feit dat so baie van die boere wat oorspronklik teelers van die vaderlandse bees was, maar toe wel Europese bulle gebruik het, nie toegelaat was om as lede aan te sluit en hul diere te laat keur nie. Daar was toe besluit om die boeke oop te hou tot 1951 om teelers van ander distrikte, wat ook hulle diere in die berge versteek en suiwer gehou het, geleentheid te gee om diere voor te bring vir keuring en deel te word van die vereniging. 'n Uiters streng keuringsstandaard was egter van meet afgestel wat meegebring het dat meeste diere nie gekeur kon word nie. Hierdie standaarde het veroorsaak dat diere wat later bekend gestaan het as die Tin Trin Blacks en Kempsbeeste nie keuring kon slaag en deel van die ras kon word nie. Om hierdie hoë standaarde te vestig en te handhaaf het die lede van die vereniging besluit om self die diere wat aanvanklik gekeur was weer te inspekteer en weer eens was daar diere uitgeskot. Aan die einde van hierdie suiweringsproses in 1956 was daar 1650 vroulike diere en 73 bulle op die boeke van die vereniging. Ontevredenheid het steeds geheers selfs tussen lede van die vereniging wat daarop aanspraak gemaak het dat hulle diere meer suiwer van oorsprong as anders sou wees. Dit het tot gevolg gehad dat enkele teelers hulle kuddes geslote gehou het en net bulle uit eie teeling gebruik het. Hierdie was dalk tot ons voordeel, want verskillende bloedlyne het sekere eienskappe geneties gevestig, waaruit ons vandag nog kan selekteer en voortbou. So was daar die Gryshoeklyn van Joey Uys, wat deel was van die vereniging, en die Tai Tau Uys en Tuis Uys goed genoeg lyne, wat nie deel was van die vereniging nie. Beide hierdie lyne en ook ander was egter suiwer en in later jare het teelers wat wel deel geword het van die vereniging diere uit hierdie lyne aangekoop en voortgebring vir keuring. Die genetika vanuit daardie kuddes het dus behoue gebly en speel vandag 'n groot rol weens die verbreding van die totale genepool van die ras. In 1958 word die boeke weer vir 2 jaar geopen om teelers met die diere wat voldoen aan die vereistes van die vereniging geleentheid te gee om aansoek te doen. Op 'n belangrike vergadering in 1961 word die strydbuile uiteindelik begrawe. Het almal wat wou deel wees van die Drakensberger Beesteelersvereniging deel geword en was dit die finale einde van die sogenaamde ysbees groepering. Die genootskap het nou 68 lede met 4752 aangetekende diere. Daar was die Kraanspoortlyn van John de Jager, Dwarsspruit van Dirk van Niekerk, Meelstroom van Bekes Willemse, Jagkoplyn van Cornelius Uys en vele ander wat gevolg het. In die tydperk 1955 tot 1966 word daar onverpoost gewerk aan 'n grondwet met 'n standaard van voortreffelikheid, skedules en verordeninge vir die ras. En vandag is ons in besit van seker een van die mees volledige dokumente in die stoetbedryf. In hierdie verband doen menere Neil Reineke en Kit Vickery reuse werk. In 1960 word sommige kuddes uitgegooi om deel te neem aan die nageslag en produksietoetse van die afdeling veeteelt van die departement landbou. En in dieselfde jaar neem die Drakensberger ras die eerste keer deel aan openbare skoue, Bloemfontein en Royal. In die daaropvolgende jare word landwyd geskou met groot getalle diere. In 1961 word die eerste 4-dag keurder beoordelaarskursus vir teelers en beamptes gehou. Sedert 1962 word 'n unieke keuringsstelsel implementeer wat vandag nog funksioneer. In 1963 word besluit om jaarliks 'n bulveiling op Ermelo te hou. En in 1967 word die grondwet van die Drakensberger Beesteelergenootskap hersien om te voldoen aan die vereistes van die Suid-Afrikaanse Stamboekvereniging en word ons genootskap lid van Stamboek en word ons diere in die stamboekstelsel opgeneem. In 1967 word op 'n algemene jaarvergadering besluit dat gekeurde diere onthoring mag word. In 1968 word weer 'n kursus aangebied wat deur 35 persone bygewoon word, net 6 slag.
In 1981 besluit die Algemene Jaarvergadering om prestasietoetsing verpligtend te maak vir al sy lede. In 1995 besluit die Algemene Jaarvergadering om natuurlike poenskopdiere toe te laat. Ek is oortuig daarvan dat ons vandag kan terugkyk op 'n ryk geskiedenis wat oor eeue strek en die wonderlike vrugte pluk van dit wat deur 'n klein groepie manne van durf vir ons bewaar en gegrondves is. Ek glo dit nie net nie. Ek weet dat die Drakensberger onder dieselfde toestande nie sy gelyke in Suid-Afrika het nie. Op elke terrein van reproduksie, of dit nou basiese reproduksie soos TKP is, of speenmassa, of groei op die veld, of voerkraaltoestande is. Ons word nie geklop nie, en ons het nou die amptelike bewyse daarvoor.